Nou ja, baie welkom almal by Kuier om die Woord op hierdie bewolkte dag. Dit lyk soos winterweer, maar ons geniet nog die laaste stuiptrekkings van die lente. Nee, is eintlik nog lente, né? Herfs, my skat. Okay, nee, ek wil net kyk of julle wakker is. Wat jy waar vandaan kom. Herfs is van Maart maand af, né? Maart, April en Mei. Ja. Ek het nou net seker maak julle is wakker, hoor. Okay, ek is so bly om sien almal is wakker. So ook almal wat luister vanmôre en wat kosbare woord van die Here. Ons is by Jesaja 57. Nou hy sluit eintlik nog steeds aan by die vorige hoofstuk. En Pastor Mimpie, jy het gesê dis maar basies weer dieselfde. Maar kom ons gaan maar gou deur hom. Vers 1: Die regverdige kom om en daar is niemand wat dit ter harte neem nie. Nou, die regverdige is die vrygespreektes. Dis hulle wat deel is van die Here se teenswoordige lewe. Hulle soek die Here se teenswoordige lewe. Hulle geniet die teenswoordigheid van die Here. Hulle bly by die Here. Hulle is nie weg van God nie. Hulle is nie af van God af nie. Hulle is by God. Hulle volg nie die res van die mense wat die afgode dien nie. Af van God af nie. So hy sê die regverdige kom om, dit gaan nie goed met hom nie, en daar is niemand wat dit ter harte neem nie. En die vromes word weggeruk, sonder dat iemand daarop let, want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Van wie se boosheid? Van die boosheid van die omstanders. Hy gaan in vrede in, hulle sal rus op hulle bedde, hy wat sy reguit pad loop. Nou kom die Here en hy bring troos vir die vrygespreektes, hulle wat by die Here bly. So dit geld vir ons ook vandag, die van ons wat by die Here bly. Hoe weet ek bly by die Here? Wanneer ek by sy woord bly, by sy gemeente, by die liggaam, deel is van die liggaam van Christus. Wat interessant is hierso is, hy verwys terug na 2 Kronieke 16 vers 14 Jep. van Asa wat oorlede is. En Asa het ontslaap met sy vaders en gesterwe in die 41ste jaar van sy regering. En hulle het hom begrawe in sy graf wat hy vir hom in die stad van Dawid begrawe het. En hom op die bed neergelê vol speserye. So hierdie bed hierso Ja. praat in hulle bedde. Sien daar, vers 2. Hy wat sy reguit pad loop. Nou ja, So hy praat van geestelike dood. Hy praat van die, ja, ook maar van die, as jy daar nou so noem, praat hy van regverdiges wat nou afgesterwe het. Ja. Ons weet daar is 'n bewaarplek wat in die Hebreëse taal Sheol genoem word in die Nuwe Testament. Die Griekse woord vir die plek is Hades. En oral vertaal, die Bybel vertaal is dit, veral die in die Afrikaanse Bybel is die hel, die hel, die hel. En eintlik is dit net die bewaarplek, tydelike, hoe is die ander woord, rusplek, vir hulle wat ontslaap het. So ontslape heiliges. So almal gaan na hierdie plek toe. Nou die ontslape heiliges is 'n spesiale plek, terwyl hulle wat nie in Christus of in die Here was, wat doodgaan het, die goddelose, is op 'n ander plek. Maar uiteindelik dan toe Jesus Christus kom en die 3 dae kruisoperasie voltooi het, in daai proses het hy in Hades ingegaan en hy die deure afgeruk en Hades oopgemaak en skoongemaak en al die ontslape heiliges uitgebring, sodat hulle ook dan in die paradys kan wees waar Christus is. Wow. Okay, dis nou weer 'n ander les heeltemal op sy eie. So, maar julle, vers 3, maar julle kom hierheen, kinders van die towerheks. As die towerheks alweer. Geslag van die owerspeler. Wat is 'n owerspeler? Dis hulle juis wat afgode dien, weg van die Here af. En van haar wat hoereer. So wanneer hy praat hier van die beeldspraak hoereerdery, gaan dit maar weer daaroor. Hulle het die ander nasies wat om hulle is, afgode begin volg. Plek hulle die lig is vir die nasies om hulle en God se lig laat skyn, gaan hulle en hulle volg die ander nasies se afgode. Vers 4, oor wie maak julle heel vrolik, oor wie spalk julle die mond oop,
steek julle die tong uit, is julle nie kinders van die oortreding, 'n leenagtige geslag nie. So ek weet nie of jy iets daarop wil noem nie. Die teenoorgestelde daarvan is, die Here is naby die wat gebroken is van hart. So die beeldspraak is, as jy dink jy is onaantastbaar, en jy is die kat se Snor, ja. Jy weet, maar die Here is naby die wat gebroken van hart is, en nederig van gees is. Ja, hulle wat gebroken van hart nederigheid beteken, ek besef hoe afhanklik is ek van die Here. Ek gaan nie slim raak in my eie oë, my eie ding doen nie. Ek bly by die Here. Ek weet die Here is slimmer as ek. En dis 'n goeie les ook vir jong mense by hulle ouerhuis. Volg maar jou ouers se wysheid. Onthou, hulle was al 100 keer deur wat jy nou eers probeer deurgaan. So luister maar na die ouers. Moet nie jou eie ding doen nie. Maar as ons so jonk is, jy weet tieners is, dan raak ons baie slim. Dis hierdie een tiener jong, toe hy nou so 10 jaar oud was, nog daar rond. Toe sê hy, my pa is die slimste pa, en my ma is die slimste. En toe hy nou in die tienerjare ingaan, toe raak hy Hans. Naderhand sê hy vir sy maatjie, hy sê, ek het die domste pa en die domste ma. Hulle weet niks nie. Hulle gun my niks nie. En toe ervaar hy die lewe hier so in 21, hy is toe nou army toe, en hy het swaar begin kry, en die lewe is rof, en onbeskof, julle weet van dit. En toe kyk hy weer so na sy pa en ma, hy sê, hoe het my pa en ma so vinnig so slim geword? So jou ma en pa weet beter, luister na hulle. Goed, al julle jong mense wat dalk nou luister. Goed, vers 5, pastoor Mimpie. Ek wil net gou iets sê. Jy wil iets sê. Ek wil net gou iets sê van Genesis. Ons lees Genesis en dan, jy ken die storie van Adam en Eva en die slang, nee. Nou, daai woord slang is nashash. Nashash. Ja. Dit is nie, die oorspronklike Hebreëus sê dis nie. Jy wys nou die tekens en die mense wat nou luister kan nie sien nie. Jy maak nou met jou hand sulke kronkels. Dis nou die slang wat so was. Dis nie, mense dink, okay, dit was 'n fisiese slang, maar dit was baie meer as dit. Dit was in die vorm van die fisiese slang, maar dis beeldspraak, onthou nou, beeldspraak. Die konnektasie agter dit is 'n tower. Hoekom dit my nou vang? Want hier staan towerheks. Dit het te doen met divination en magician en ja, kyk, tower met jou towery. Nee, kyk, towery. Ja, towery. Wat doen towery? Dis 'n persoon wat kan toer, né? Dis 'n ou wat daar geluister moet word, stem julle saam. Ja. Want as jy nie luister nie, dan word jy net nou getoer. Dan verander jy jou dalk in 'n para of iets. Okay, goed. Nou wat interessant is, ekskuus. Dit trigger my nou. Wat interessant is, wat het die slang aanhalingstekens toe nou vir Eva gesê? Is dit so die eerste stap wat hy doen is hy saai twyfel. Is dit so dat God gesê het? Is dit so? Jy sien? En dan begin jy twyfel. Luister nou waarop konsentreer hy. Ja. Is dit so dat God gesê het? Met ander woorde, dis God se woord, maar is dit so? So dit begin die woord twyfel. Ja, goed. Ja, jy begin die woord twyfel. En dan vorder hy met sy oorredingsvermoë. En dan hou hy ook vir Eva die idee voor van, ja maar, God wil nie hê julle moet daarvan eet nie, maar dan sal julle ook soos hy wees. Nou, die interessantheid daarvan, pastoor Mimpie, kan ek net hier iets insit. Hoe het God vir Adam en Eva geskape? Kan julle my gou sê? Na sy beeld en sy na wie se beeld? beeld? Na sy eie beeld en sy gelykenis. Yes. Nou ons weet wat dit in beeldspraak beteken. Sy beeld beteken, kyk, baie mense sê, ja, maar jy kan nie soos God lyk nie, jy is nie God. Wat God daardeur sê is beeldspraak, sy natuur. Wat is die Vader se natuur? Liefde, blydskap, vrede, geduld. Dis hoe hy jou geskaap het. Nou Adam moes dit geweet het. Hy staan hier by Eva, terwyl die slang nou so met haar praat. Hy moes gehoor het wat haar denkrigting begin verander. Die Here het gesê, julle is na my beeld geskaap. Nou kom die vyand, hy sê,
Is dit so? Ja, as ek dit hier kan lees. Nou hy vandag sê- is dit presies dieselfde. Die woord kom nou deur Christus Jesus en sê, jy is my kind. Nou kom die vyand of die gedagte kom in jou kop. Is dit so? Kyk nou net, hoe gaan dit met jou? Kyk nou net, jy het nou dit weer verloor. As jy regtig God se kind, kan julle die manier sien hoe die vyand kom, hy kom in jou gedagtes. En dis die plek waar ons hom moet vasvat, en dis waarom Paulus sê in 2 Korintiërs 10, neem elke gedagte gevange en bring dit in gehoorsaamheid. Nou Adam moes dit gedoen het, hy moet sê, shut up slang, Ja. God het gesê, ek is geskape na sy beeld en sy gelykenis, voetsek. In die naam van wat, ek glo Jesus was nog altyd daar, in die naam van die Here. Goed, wat wil jy sê? Nee, ek wil net hierso lees wat hy sê, is dit so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Jy sien, hy sê nie presies dit wat God gesê het. Kan jy sien, hy wyk al klaar af daarvan. Want God het gesê, julle mag van al die bome eet, julle mag van die een boom, mag julle Maar as julle eet. nou van hierdie een boom eet wat nou verbode is, dan gaan julle nou ontdek dat julle ook soos God gaan wees. Adam en Eva sê, luister, ons is geskape na sy beeld, gaan, wat die Here gesê het, is waar, ons glo hom. Al verstaan ons nie altyd nie, wie van julle weet, ons verstaan nie altyd alles nie, maar ons vertrou. En dis wat geloof beteken, is vertrou. Vertrou wat die Here sê, is wat hy sê. En stiek daarby. Uiteindelik sal jy sien, die Here was reg. Uiteindelik sal die rebelse tiener sien, my ma en pa was reg. Ek was 'n bietjie te haastig, ek was 'n bietjie dom om dinge te doen en te oorhaastig te wil doen. So, En vers 4, toe sê hy vir die vrou, julle sal nie sterwe nie. Dit wat God gesê het, kom hy en hy draai heeltemal teen ja, hy en toe sê, lyk dit julle aanvanklik sal of die nie slang nou reg sterwe is, nie. né? Ja, Ja, toe lyk dit asof die slang nou reg is. Yes. Want hulle het toe nou geëet van daai vrug. en hulle het toe nie Hulle het nou nie gesterf. gesterwe nie. Maar Maar wat hulle het werklik geestelik daar gesterf. gebeur? En dis 'n baie groot les hierdie. Hulle het Ja. geestelik gesterf. Geestelike dood beteken verwydering van die Here. Want wat was die onmiddellike simptome nadat hulle geëet het? Hulle het geskrik, hulle was skaam, hulle was bang, hulle het gaan wegkry. En hulle het gesien hulle is naak. En hulle geskaam. En die Here soek na hulle, hy sê, waar is julle? En die Here kry hulle en sê, hoekom kruip julle weg? Sê, Here, ons is bang. Hulle sê, ek het, Hulle was nie bang vir die Here nie, hulle was in sy teenwoordigheid. Nou kruip hulle weg. Ja. Kan julle sien, die wegkruip is afstand. Dis weg van die Here af. Dis geestelike dood. Nou weet jy wat? As jy weg is van die Here af, is jy geestelik dood. Jy mag nog lewe, maar uiteindelik sal jy sterwe. Adam en Eva lewe nog, maar uiteindelik sterf hulle fisies dood. Jy gaan ook fisies dood sterf, ons almal gaan. Maar weet jy wat se goeie nuus? As jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, en jy vat die woord, en jy bly by die woord, dan ervaar jy die ewige lewe. Johannes sê Jesus, julle my eet, ek is die brood van die lewe, het julle ewige lewe. Hy is die paaslam wat oor vuur gebraai is, geslag is, oor vuur gebraai is. En dit is waarom ons nou hierdie woord het, pastoor, dat ons kan eet. ja, so, God het in die aandwindjie in die tuin gewandel, en met ander woorde, daar was 'n persoonlike verhouding tussen God Hulle was close. met Adam en Eva. Ja, hulle was heeltyd by mekaar, teenswoordig. Adam Ja, en Eva was en teen toe by die die- Here. Ja, Toe die val inkom, dis daar afstand. dis daar afstand. Ja. En dis wat altyd gebeur. Nou vandag dieselfde ding. Mense, as jy afstand het van die Here, jy's weg van die Here af, of jy wil liewers nie, jy wil nie by die woord wees nie, jy wil nie deel van die woord wees nie, die woord is vir jou vervelig, as jy sê, ag nee, wat ek het baie ander dinge om te doen. Ek voel ons moet meer tyd spandeer met die woord. Amen. Want die woord is, sy naam is Jesus. Hy is die woord wat vlees geword onder ons kom woon het. En weet jy wat, Jesus is die bemiddelaar. Hy is die een wat ons na die Vader toe neem. Is ek reg of verkeerd? So wanneer jy die woord vat en jy bly in die woord en jy lees die woord, dan deur Jesus, die woord, ervaar jy die teenswoordigheid van jou hemelse Vader. Dan is jy 'n vrygespreekte, 'n regverdige. Dan begin die slim dinge van die Here posvat by jou en begin jy slim dinge doen. Hoe van julle het al baie dom dinge gedoen en het jou baie geld gekos? Kom nou.
Wie van julle is nou moeg om nou dom dinge te doen? Kom ons doen die regte ding, kom ons bly by die woord. In die woord is rykdom. Jesus sê, ek het gekom dat julle lewe kan hê, en dit oorvloedige lewe, en dis die geestelike lewe in Christus Jesus. So hierdie in Genesis 3, al haar sintuie word geëntuis, wat is die Afrikaanse woord, is 'n versoeking, want hy sê, en toe sien sy dat die boom goed was. Sy sien, sy dink, dis mooi. Dis goed om weg te wees van die Here af. Ag, dis goed om liewers nie betrokke te wees by die liggaam van Christus nie. Dis lekker die buitekant man, dis lekker om te jol, en te hoer en te remoer. Wat is die regte woord? Okay. 'n boom, en dat hy goed sal wees om te eet. Sien hier, begin sy nou lus raak. Vir die verkeerde goed. Vir die vrug. En die Bybel sê nie, dit was 'n appelboom nie. Okay. En dat dit 'n lus was vir die oë, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry. En sy dink, as ek dit inkry, En nou, gaan ek so slim wees. En nou terwyl jy nou weer op bome is, wat sê Jesus? 'n boom word aan sy vrugte geken, en dan verwys hy na wat? Mense. Yes. So beeldspraak is bome, mense. Yes. Nou hierdie is vir my baie dan oulik as jy dit nou deurtrek. Die boom is 'n leraar. En die vrugte wat hy dra is die leerringe. So hier kom nou die Satan of die vyand, en hy wil hulle by hierdie boom kry, hierdie leraar. Hy seker dalk nou self hierdie leraar wat hierdie vrugte dra. Hy sê eet van hierdie vrugte en dat sal jy wees soos God is. Terwyl hulle van die boom van die lewe eet, ek meen as hulle van die boom van die lewe eet, dan eet hulle mos wie? Wie is die boom van die lewe? Die hemelse Vader. So as jy van daai boom eet, wat is jy? Jy is al meer soos jy is jou hemelse Vader. Jy is sy natuur. Jy is liefde, jy is blydskap, jy is geduldig. Jy het vrede. Jy is vriendelik. Amen. So die boom is die leraar. Die vrugte is die leerring. Nou tot vandag toe mense, hoeveel leerringe is daar vandag wat eintlik van die boom van die kennis van goed en kwaad is? Dit bring eintlik dood. Ons kom by Jesus Christus woord. Dit bring in die eerste plek divisie. Ja, dit bring divisie, dit bring afstand van die Here af, afstand van mense af. Kyk hoeveel politiek is daar vandag in die kerklike wêreld. Hoekom is al die kerke vandag nie een groot kerk nie? Hoekom is hulle verdeeld? Wat sê dit vir jou? Daar's afstand. Verdeeldheid is afstand. En wat veroorsaak dit? Die leerring of die leraar gee die leerring van divisie. En die een sê, en dis soos politieke partye, ons is nie deel van julle nie, want ons glo so. Nee? Kyk nou die politiek vandag ook. Watter party behoort jy? Sis, behoort jy aan daai party? Nee, ons behoort aan die party. Kan julle die verdeeldheid sien? Wat is geestelike dood? Verdeeldheid. Wat is die boom van die lewe? Dis Christus. As jy hom eet, kom jy uit verdeeldheid uit. Jy's weer een met die Vader. En weet jy wat ek agtergekom? Hoe meer een jy is met die Vader, deur Christus Jesus, hoe meer een raak jy met jou medemens. En dis waarom Paulus sê in Kolossense 1:28, die toppunt van alle wysheid is om alle mense hoe te sien? Volmaak in Christus Jesus. Wat beteken dit? As jy na mense kyk, dan sien jy hulle nie as hulle is daar en jy's hier nie. Jy sê, hulle is ook deel van my lewe, want ek is geroep, ek is nou hier op aarde om hulle te bereik vir Christus. Hulle is eintlik my familie. Kyk die groot verskil in denswyse. Wie vang iets? En weet jy wat? Ek moet vir jou iets vertel. As jy kan een wees in jou gedagtes met die Vader, met jouself en met jou medemens, dan gaan jy soveel sukses hê in die lewe. Net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Deure sal vir jou oopgaan. Ja, daar is mense wat jou gaan teenstaan omdat jy lig skyn van die Here. Yes. Maar weet jy wat? Jy's in geloof en jy bly hulle volmaak sien in Christus Jesus. En as jy bid en sê, dankie Here, ons is een. Sê amen. Jesus se gebed het jy nou onlangs gedoen, baie pragtig. Was dit Olympie? Johannes 17. En Jesus het daar gebid, Vader, maak hulle een soos ons een is. Is daai gebed verhoor? Yes. So, begin dit verklaar. Daar's niks meer kosbaar as die eenheid. Ja.
Dink vir jouself, as jy in 'n huis bly en die pa is kwaad vir die ma en die ma is kwaad vir die pa en die kinders is, almal is kwaad en daar's oneenigheid in die huis, is dit nie die ding wat 'n mens die moegste in die lewe En oneenigheid kos baie geld. Kyk, jy kan met alles saamleef. Jy kan 'n stukkie brood eet en dis wat Spreuke sê, liewer 'n stukkie brood met liefde daarbey as 'n vetgevoerde os en 'n getwis daaroor. Ja, so skryf. Ja, So waar is ons nou by Jesaja? ja. Jesaja 57 vers 5. Ons vorder vinnig. Verlees verder pastoor. Wat verhit is by die terpentynbome onder groenbome, wat die kinders slag in die dale, onderkant die rotsklowe. Nou julle weet in daai dae het hulle lewende offers gebring van onder andere kinders. By die gladde klippe van die dal is jou deel. Dit is jou lot. Ook het jy vir hulle drankoffers uitgegiet, spysoffers gebring. Sou ek, hoofletter, daarmee vrede hê. So hulle het 'n soort van fellowship nou met die verkeerde mense van verkeerde gode, ja. Yes. Dis interessant. Okay, vers 7. Jy het jou bed op 'n hoë en verhewe berg gemaak. Ook het jy daar opgeklim om offers te bring. Hier verwys hy terug na Babel toe, wat hy verbind met die ewige HOER van Babel. Nee, so, dis waarvan Ja, en dan sien ons in die boek Openbaring hier aan die einde rond, Yes. word weer gepraat van die hoer van Babel en haar groot val, en dit verwys na die Joodse leierskap, kerkleierskap wat korrup geraak het van daai tyd, hulle wat Jesus laat kruisig het. Vers 8. Jy het jou bed op 'n hoë en verhewe berg gemaak. Ook het jy daar opgeklim om offers te bring. En agter die deur en die deurpos het jy jou gedenkteken gesit. Want ontrou aan my, hoofletter, het jy jou bed ontbloot en beklim en wyd gemaak. En jy het vir jou bepaal die loon van hulle wat na jou toe moes kom. Jy het hulle byslaap lief gehad. Jy het die vlees gesien. En dis alles beeldspraak van praat hoe die volk Israel agter afgode aangehoor weg van God. Yes. En weer eens, ons het nou daarvan gepraat, Adam en Eva se val, weg van God. Dis waar die probleem vandag, dieselfde probleem, is jy in of is jy uit? So maklik is dit. Jy hoor 'n woord soos hierdie, en wat se woord is hierdie wat ons dan nou bring? Dis 'n Jesus woord. Dis die boom van die wat? Lewe. So Jesus het gaan hang aan die boom van kennis van goed en kwaad, want die Paulus skrif wat sê hy het aan die kruis gehang, wat ander plek, hy het aan die boom gehang. En toe maak hy die boom van die dood, kennis van goed en kwaad, die boom van die lewe. Nou kan jy vandag besluit, vat jy die boom van die lewe, Christus, die woord, of gaan jy die woord, afstand tussen jou en die woord kry, gaan jy so besig wees met allerlei ander goed, die laaste ding op jou gedagtes is die woord, wie Jesus is. So wie is jou leraar? Onthou, die boom is die leraar, die vrugte is die lering. So wat se lering kry jy? En hierdie is vir my so belangrik dat ons Christus lering kry, geloof in Christus. Hy is die oplossing. Hy is die alfa, hy is die omega. Hy is die begin, hy is die einde. Hy is die afstandlose en die tydlose, die ewige. Jesus sê, as julle my woord, wie ek is, eet, het julle ewig gelewe. Lewe is terug. Die afstand wat verwyder was deur Adam en Eva, is nou uitgewis in die kruisoperasie waarin ek en jy ingetrek is. Kom ons vat dit nou. Kom ons bly by die woord. Kom ons is lief vir die woord. Kom ons raak nie slimmer as die Here nie. Kom ons hou vas aan hom. Vers 9. En jy het nou die koning getrek met olie en salf, en jou salf baie gemaak, en jy het jou boodskappers gestuur na ver plekke, ja, diep na die doderyk toe. Praat alles van sonde, wat sonde steek aan, okay? Dis waarom jy moet pas op wie jou vriende is. As jy vriende het wat af is van die Here af,
Nee. En jy begin dit geniet self. En jy sê, o, dit is lekker om af te wees. Bietjie weg te breek, kom ons breek weg. Breek weg, kerels. O, hierdie ouer huis van my, ek wil nie meer hier bly nie, ek wil uit die huis uit. Ek wil uit hierdie huis uit. Mense, dan gaan jy, baie paas en maar sê, okay, gaan. Onthou jy die verlore seun, jy het dit wanneer gedoen, verlede Sondag. Hierdie Sondag wat jy Ja, die verlore seun. Hy het baie slim geraak, jong, en hy het gesê, wat ek kan baie beter doen daar buite, en hy vra sy pa, hy sê, gee my erfporsie sommer nou. Sy pa sê, okay, dan sê, gat. En dan gat hy. En hy jol, jong, en hy geniet homself. Hy het 'n tyd van sy lewe. En toe raak die geld op. Dis dan niks. En by ou ende toe werk hy vir 'n boer. En die boer het maar net werk gegee in 'n varkhok. En nadat hy so honger geword het, hy het so gesien hoe lekker eet die varke. Weet jy, as 'n ou so honger word dat daai vark kos wat die varke eet nou vir jou lekker begin lyk. En toe gelukkig, soos jy dit Sondag pragtig eintlik geïllustreer het, toe kom hy by homself. Mense, dit is die punt waar ons albei by ons kom by jouself. Raak stil, besef, jy is nie so slim soos wat jy gedink het nie. En toe sê hy, by my Vader het ek baie beter gehad. Nou ek wil vir julle vanmôre sê om by jou hemelse Vader te wees. En Jesus is die bemiddelaar, hy is die woord. Om by hierdie woord te wees en hierdie woord gedurig te luister en oor te luister, is die beste plek om te wees. Hierdie woord sal jou gesond maak. Hierdie woord sal vir jou wysheid bring. Hierdie woord sal jou lewe in oorvloed bring. En jy sal die regte dinge begin dink. En soos jy dink, sê Salomo, so is jy. Jy sal die regte dinge begin sê en begin doen. En net goedheid en guns sal jy volg Psalm 23 al die dae van jou lewe. Vers 10. Vers 10, jy het moeg geword deur jou groot reis. Tog het jy nie gesê dit is te vergeefs nie. Nou, dit is so. Wanneer mense begin om sonde te doen, is asof hulle 'n dryfveer het om En hulle self te van onskuldig dan en dan te sê, maar ek dink ek doen nog steeds die regte ding. Hulle het soveel energie om aan te gaan op die verkeerde pad. Nee. Hy sê vernuwing van jou krag het jy gevind en daarom het jy nie uitgeput geraak nie. Maar pas op nou, kyk vers 11. Maar vir wie was jy bedig en bevrees? Want jy het 'n leenaar geword en aan my nie gedink nie. Jy het dit nie ter harte geneem nie. En dan lees ek hierso in Johannes 10 vers 10, die dief, julle weet wie hy kom om te steel, te slag en te verwoes. En hy bring my gedagte. Kom net met gedagte. Gedagtes begin vir jou sê, ag ek is nou moeg vir kuier om die woord. Kom ons doen iets anders. Ag ek is nou moeg om Sondag te gaan luister na die woord. Ag ek wil nie hierdie lesse meer op my WhatsApp hê wat pastoor so getrou altyd uitstuur nie. En ek wil ook nou nie meer op YouTube gaan kyk na die woord en dit luister nie. Ag nee, daar's ander baie beter dinge om te doen. En dan begin ons wegraak. Ons raak al hoe slimmer. En weet jy wat? Die boom van kennis van goed en kwaad vrugte bring wat voort? Dood. Jy voel dit nie dadelik nie. Maar dit begin stadig deurwerk, soos die suurdeeg van die fariseërs. Dit invloed nader aan die hele brood en jou hele lewe. Goed, gaan voort. Hy sê, maar ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Dis Johannes 10 vers 10. Kom ons gaan terug na Jesaja toe. Maar vir wie was jy bedig en bevrees, want jy het 'n leenaar geword en aan my nie gedink nie, my hoofletter. Jy het dit nie ter harte geneem nie. Hierdie is vir my so belangrik. Partykeer hoor mense die woord gaan hier in en gaan daar uit. Hulle neem dit nie ter harte nie. Is dit nie omdat ek swyg en dit al baie lank dat jy my nie vrees nie? Jy sien, as jou ore toegestop is vir die Here, dan hoor jy naderhand nie meer sy stem nie. Jy hoor hom glad nie, want jou ore is toegestop. Hy sê, ek sal jou geregtigheid bekend maak in jou werke, en hulle sal jou geen voordeel bring nie. Soos die verlore seun. Al sy wysigheid en sy slimmigheid het hom geen voordeel gebring. Maar gelukkig het hy daarom tot homself gekom sê, ek sal na my Vader teruggaan. En weet jy, daai was ook oulik, toe hy so aangestap kom, ek dink die vark mis het nog so tussen sy tone uitgepeel, wat hy weet, hy het nog nie gewas nie.
Hy's vuil, nou kom hy so verslons daaraan. En toe sy vader hom sien, Toe soen hy hom. toe hardloop hy hom tegemoet, en hy omhels die ou vuil seun. En die ou seun sê, ekskuus pa, ek is nie waardig om in die teenswoordigheid te wees nie. Die vader steur hom nie daarin nie. Die vader sê, ek is so bly, jy's terug. Sien, die vader hou nie 'n boek van die kwaad nie. En hy omhels hom en hy hou vir hom 'n groot partytjie en hy sit sy kleed om hom, né? Sy mantel, Daai mantel om hom. Hy sit vir hom 'n ring in sy vinger. Hy sê nie eers gaan was jouself nie, jong, sies, jy stink en jy is vuil voordat ek hierdie kleed om jou sit nie. Nee, hy bekleed hom sommer self. Dis die Vader. Mense, terwyl dit nog tyd is, die Vader is nog 'n werklikheid. Moenie aanhou voortneek op jou verkeerde pad nie. Ek wil vir julle wat nou luister. Kom nou, dis tyd om te stop, stil te staan. Amen. Hierdie woord ter harte te neem. Keer terug na die Here. Wees by die Here. Amen. Keer terug na die boom van die lewe. Jesus het aan die boom van die dood gehang en hy het daai boom weer verander na boom van lewe. En die boom van lewe het teruggekom en is nou beskikbaar deur sy woord. Hierdie woord wat jy nou hoor, is Jesus, die boom van die lewe. Eet hierdie lering, eet hierdie vrugte. Amen. Dit sal lewe vir jou bring. Johannes 10 vers 10. Hy het gekom dat ons lewe Lewe kan hê hê en en dit in oorvloed. oorvloed. Vers 13. As jy skreeu, laat jou hoop afgode jou dan red. Nee? Maar die wind lig jou afgode op en 'n ou liggie neem hulle weg. Maar nou hier is die mooi. Maar wie op my vertrou, sal die land beerwe en my heilige bergland in besit. En dis beeldspraak weer, met ander woorde, dit sal goed met jou gaan in die land. Vers 14. En hulle sê, vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk. En hierdie het hy gepraat van Johannes die Doper, wat voor Jesus moes kom, en die pad moes gelyk maak, sodat wanneer Jesus kom. Pragtig. Kyk in die beeldspraak weer en hoe sien hy die profeet vooruit. Ja, alles, die hele Bybel mense, hierdie hele boek Jesaja praat van een persoon, Yes. Jesus Christus. Vers 15, want so sê die hoë en die verhewene wat in ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plekke, en by die verbryselde en nederige van gees. So wat is die nederige van gees? Hou op om slim te wees in jou eie oë, sê Vader, U is slimmer as ek buig my nie. Ek buig my eie idees wat ek gehad het, ek luister na wat U sê, Vader. Om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. So dis die punt waar ons moet kom, almal, wat, as jy so slim is, het jou slimheid jou gehelp? Het jou denkwyse wat jy gehad het, vir soveel jare jou sukses gebring? Kom nou, besef dit. Kom sê, okay, ek het gemis. Vader, U is slimmer as ek. Ek gaan nou die woord vat en ek gaan die woord op my ore sit en ek gaan luister en ek gaan Jesus inneem en aanneem en weer inneem en aanneem, want hy is die woord. Baie mense wil hom een keer aanneem en dan dink hulle 'n gebedjie op te sê en nou is alles reg. Mense, die woord is Jesus. Dit moet aanhoudend ingeneem en aangeneem word totdat dit tussen jou ore pos gevat het. Sê amen. Vers 16. Vers 16. Want ek sal nie vir ewig twis en nie vir altyd toornig wees nie, want die gees sou voor my aangesig versmag en die siele wat ek self gemaak het. Ek was toornig vanweë die ongeregtigheid van hulle hebsug en het hulle geslaan terwyl ek my toornig verberg het. Ewenwel het hulle afkeurig voortgegaan op hulle eie weg. Ek het hulle weer gesien en ek sal hulle genees. Ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, naamlik aan die treuriges. Ek skep die vrug van die lippe. Vrede vir die wat ver en die wat naby is, sê die Here. Ek sal hulle genees. Maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Ja, weet jy, die woord van die Here, wie Jesus Christus is, maak ons gesond. Ek hou so van Johannes
se verklaring in, is dit die eerste brief of die derde brief, wat hy gesê het, ek wens dat dit met jou sal goed gaan, Dis die derde. en dat jy gesond sal wees, soos dit met jou siel, dat jou denke, gedagte, gemoed goed gaan. So sy gebed is, dat ek weet dit sal met jou goed gaan, as jy die woord invat, en jy die woord bepeins en oordink, dag en nag, dan weet ek sal dit met jou goed gaan, en dit is my gewens en my gebed, dat dit net soos dit met jou siel dan, jou denke, gedagtes en gemoed, wat vol is van die woord, sal goed gaan, so weet ek, sal dit met jou liggaam goed gaan, met jou finansies goed gaan, met jou verhoudinge goed gaan, en met jou liggaam goed gaan. So, as ou kan gesond raak tussen die ore, met die woord van die Here, deur hierdie gesonde lering aan te neem, dan sal dit met jou goed gaan in al jou uitvloei van jou lewe. Sê amen. So kom ons vat dit ernstig, kom ons vat dit. Pastor Mimpie, wil jy nog ietsie sê, want ons is nou amper by die einde van ons tyd hierso, en Nee, ek ons het bedoel, nou hierdie hoofstuk klaar gedoen. ja, ek bedoel, ek kan aangaan, maar Wat hierdie- ek dink nie, ons moet aangaan nie, want Wat mooi is hier so vers 19, ek skep die vrug van die lippe, vrede, vrede. So hoe skep hy dit? Jy vat hierdie skepende woord, wie Christus Jesus is. Jy neem dit in, jy eet dit. Dis wat nagmaal beteken, ons eet die brood van die lewe. Dit word deel van jou. Jy word deel daarvan. Daar's 'n eenheid naderhand. Jy's een met hierdie gedagtes, hierdie brood, hierdie lewe van Christus. Tussen jou ore, jy weet wat bedoel ek as ek sê tussen die ore, dis jou denke, jou gedagtes en gemoed, is vol dan van hierdie woord. En weet jy wat jou kop van vol is, loop jou mond van oor, loop jou lewe van oor, en dit bring vir jou net vreugde en blydskap, veral vir die mense in jou lewe. Ja. En ek wil vir jou dit sê, 'n vriendelike persoon skakel ander mense aan om ook vriendelik te wees. 'n geduldige persoon bring geduldigheid in die omgewing. En hoe kry ons hierdie vriendelikheid en geduldigheid? Ons eet dit, ons neem dit aan, ons maak 'n verklaring, ons sê die woord sê, ons is wat ons is. Wat die woord sê ons is, dit is ons. Stem julle saam? amen. Nou kom jou gedagtes en dat ek is nie meer nie, ek is nie goed genoeg nie. Waar kom dit vandaan? Neem dit gevange, bring dit in gehoorsaamheid aan Christus, die woord. Nee, ek is geskape na sy beeld, na sy natuur. Ek is wat die Vader sê ek is. Ek is sy liefdesnatuur. En sy liefdesnatuur is wat? Blydskap. Kom, kyk bietjie vir my met daai blydskap, ek wil dit sien. Kom. Amen. Maak dit los, klap jouself 'n bietjie op die bors, bly. En as jy nie bly is nie, staan en begin dans. Weet jy, ek het nou die dag te voel ek daar so kom so bedruktheid oor my. En ek begin hierdie dinge besef. En ek staan op. En ek begin my voete so 'n bietjie optel. Soos iemand wat nou wil begin dans. Eers is dit so 'n bietjie traag. En daarna sê ek nie, maar ek dans nou vir die Here. En daar kom toe sommer nou 'n bietjie swag ook in, jy weet. Wat noem jy daai? Jy begin so Marco doen dit goed. Ja, Marco, jy kan jou lyfie swaai, né? En ek voel, nou dans ek. Toe begin ek dans daar. En ek is so bly as jy mense my nie gesien nie, want sy so gedink ek begin mal raak. So, weet jy wat? Jy is bly en daarom act jy blydskap. Sê amen. Jy is vriendelik en daarom act jy vriend. Jy sê ek voel nie nou, dit gaan nie oor jou gevoelens, gaan oor geloof. Eers geloof en dan kom die gevoel. Sê amen. Wil jy nog iets sê? Hierso die vrug van hulle lippe gaan na Ja. Hebreërs 13 vers 15 toe. Ja. Laat ons dan gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring en dus die vrug van die lippe wat sy naam bely. En om aan die Here 'n lofoffer te bring is om die vrugte van die Gees te dra, want dan is jy in bediening. Jy dra vriendelikheid, jy dra geduldigheid, jy dra selfbeheersing. Sê amen. En vrede. Amen. Oral waar jy gaan, bring jy vrede. Want al hierdie goed, al hierdie vrugte van die Gees doen een ding, eenheid. Sê amen. 'n vriendelike mens skep dadelik wat? Eenheid. Want mense om jou raak een met jou en hulle raak ook vriendelik. 'n geduldige mens, wat doen ongeduld? Ongeduld is verdeeldheid. Ou wat ongeduldig raak, almal gee pad so van die persoon al weg. Jy ook knorchor. Hy's al weer ongeduldig. Maar iemand wat geduldig is, trek jou aan. Dis eenheid, sê almal eenheid. En weet jy wat? Eenheid is sukses. Eenheid is oorwinning.
eenheid is goeie besigheid. Halleluja. Amen. Amen, kan ek hier lees in Efesiërs, want hy verwys hierso Jep. na Efesiërs 2 toe. Ja. Hy sê, en albei, ek lees vanaf vers 16, maar ons wil eintlik vers 17 uitkom. En albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis. Een liggaam. Dan is weer die een. Een liggaam. Hy het ons almal in die kruis hoofstuk 12 van Johannes ingeneem. Sien julle die eenheid? En dan die kruis is my so 'n pragtige simbool. Dit is vertikale, is God, die horisontale is ons, en so kruis hy dan ons negatiewe lewe en maak dit 'n plus. En daai kruispunt is die raakpunt, dis die Christuspunt. Dit is die woordgryppunt, wat jy sê, ek vat hierdie woord, ek is wat die woord sê ek is. Sê almal is. Ek hou van daai woord is. Nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Vyandskap is doodgemaak aan die kruis. Amen. Die afstand is uitgewis. Amen. Ja, want vyandskap is afstand. Stem julle saam? Wie van julle, moet nou nie hande opsteek nie, het vyande. En wat doen julle met vyande? Daar's afstand. As iemand jou kwaad gemaak het, dan sê ek wil jou nooit weer sien. Ek hou so van daai liedjie, ja. Ek wil jou nooit weer sien. Dis wie het hom gesing, André Swarts. Ja. En hy gaan hierso aan, nadat hy die vyandskap doodgemaak het, is natuurlik aan die kruis. En hy die evangelie van vrede kom verkondig aan julle, hierdie is vir my so mooi, aan julle wat ver was en julle wat naby is, want deur hom, Jesus, het ons albei toegang, deur net een gees tot die Vader. Net een gees. Daar's tot die die eenheid Vader. weer. Pragtig. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Huisgenote. Voel julle tuis, man. Hierdie woord laat my so tuis voel. Amen. Ek voel tuis by die Here. Jesus woord maak my tuis voel. Amen. Sluit af. Vader, baie dankie vir die woord. Dankie Here, dat hierdie woord bou ons, dit stig ons, maak ons gesond. Here, dit bring ons in U teenwoordigheid in, Vader. En U teenwoordigheid, Here, is die beste plek waar ons ooit kan hoop om te wees. Mag ons vir ewig woon in U tentwoninge, Vader. En ek dank U, Here, dat U teenwoordigheid ons nooit begewe, ons nooit verlaat nie, altyd met ons is. Dankie dat ons een kan wees. Dankie, Here, dat U ons saamgebind met die band van U Gees, van U liefde, tot in ewigheid. Amen. Amen. Amen.